Here Jesus, dankie vir u goedheid en u liefde, Here. Dankie dat ons hier saam kan vergader vanoggend in die naam. Here, dankie dat u in die woord sê in Jesaja 44 vers 6, u was die eerste, u was die laaste. Na u sal geen ander formeer word nie. Here Jesus, ons verklaar vanoggend, u is God, Here. Ons verklaar vanoggend, u is hoog verhewe, Here. En ons verklaar vanoggend dat ons u kan ken, Here Jesus, omdat u het vir ons moontlik gemaak het deur u bloed en deur die opstanding, Here. Dankie vir u goedheid, dankie vir u getrouheid. Dankie vir u waarheid, Here. Ek vra breek asseblief vanoggend die woord vir ons oop. Mag die woord in ons harte opgaan, Here. Mag ons vanoggend geseën word. Here, dit wat die Gees met ons wil deel, Here. Dankie vir u liefde. Dankie vir u genade. Dankie vir u goedheid. Dankie vir u barmhartigheid. Dankie dat ons u mag ken, Here. Dankie dat ons geskenke soos kinders kan hê op aarde. Here, dankie dat ons soveel van u leer deur dit. Ons eer en ons loof u daarvoor. Amen. Amen. So ek wil vanoggend met ons gesels. Ons is in internasionale Bybelmaand amper in November en ons het die inseën van kinders gehad. So omdat ek self my dogtertjie ingeseën het, loop hier die hele week lank. Ek dink as maar ons as mense is en dan dink jy by jouself, maar wat gaan ek sê? Maar wat gaan ek sê? Here, lê iets op my hart. Here, lê iets op my hart. Asseblief deel iets met my. En die Here is eintlik 'n baie eenvoudige pa, weet julle dit? En die Here sê eintlik vir ons is reeds klaar geseënd. Ons moet net begin verklank en glo dit wat hy reeds op ons lewe vrygelaat het. Ons dink ons moet dit gaan soek en ek wil eintlik sê, ons moet net in dit begin leef. En ons kan net eenvoudige verklaringe maak oor wat God reeds sê. En hier's 'n boek vol van hulle. En God praat met ons nog vandag en hy is nog steeds besig om met ons goed te deel. En ons hoef nie altyd te wonder noodwendig wat die beste woorde of die mooiste woorde of die pragtigste prentjie wat ons kan wys nie, maar dit is net om onsself te belyn met dit. In eenvoudigheid. So ja, ek wil die een kant van dit wat aan die ander kant, so ek wil een kant van die kinders wat aan die een kant van internasionale Bybelmaand, en ek wil met ons iets deel rondom dit. Ek wil vir ons iets deel wat ek glo gepas gaan wees. So julle kan so lank na Deuteronomium 6 toe blaai, as julle wil. En ons gaan sommer daar van die eerste vers af lees. Terwyl jy nog daartoe blaai, luister so, terwyl ek gou 'n bietjie net vir ons konteks gee rondom Deuteronomium 6. So die Israeliete, hulle het eintlik deur hulle 40 jaar in die woestyn en hulle staan nou plus minus 40 dae voordat hulle éventueel Kanaan sou ingaan. En Moses is in hierdie tyd besig, 40 dae, so profeties. Jesus het 40 dae saam met sy disippels spandeer na sy opstanding en vir hulle geleer aangaande die koninkryk van God. Die Israeliete staan hier so saam met Moses en Deuteronomium is opgebreek basies in 3 groot toesprake met klop kleiner toesprake tussenin. Maar dis lering en dis vermaaning en dis prediking. Ek weet nie wat is die regte beskrywing nie, maar dis 'n kombinasie van dit. Dis 'n herhaling van die wet. Dis al hierdie goed wat Moses gebruik om die Israeliete bewus te maak rondom 'n paar goed en te herinner aan dit wat hulle deur is en waarvan af uit hulle kom voordat hulle Kanaan sou binne gaan. OK? So dis waar ons Deuteronomium 6 kry. En in Deuteronomium 6 is Moses spesifiek besig om met die geslag te praat wat voor hom staan oor hulle volgende geslag. So nou moet ons onthou, die rebelse geslag het in die woestyn uitgesterf. Is ek reg? Is ek reg as ek dit sê? Die Here het vir hulle gesê, julle murmureringe, julle verlange na Egipte land, al hierdie goed het my op 'n plek gebring dat ek nie dit in my koninkryk wil invat nie. Wil nie dit in Kanaan invat nie. OK? So julle geslag sal ongelukkig in die woestyn uitsterf. Die volgende geslag, Joshua, Kanaan en julle kinders, sal Joshua en Caleb, is een van hulle en hulle kinders, hulle sal ingaan. Okay? En dan hulle kindskinders sal dan so die land bewoon. So die rebelse geslag is uit en Moses is besig om vir hierdie geslag eintlik te sê, julle wat ons in hierdie land gaan doen, hoe ons in hierdie land gaan leef en veral wat ons kinders aanbetref, is baie belangrik. Baie belangrik. So dit is waar ons Deuteronomium 6 optel. So, kom ons lees daar in vers 1 saam. Dit is dan die gebod, die insettinge en die verordeninge wat die Here julle beveel het om julle te leer, sodat julle dit kan doen in die land waarheen julle oortrek om dit in besit te neem. Dat jy die Here jou God kan vrees om al sy insettinge, sy gebooie, soos ek jou beveel te hou, jy en jou kindskind al die dae van jou lewe en dat jou dae verleng kan word.
Hoor dan Israel en onderhou dit sorgvuldig, dat dit met jou goed kan gaan, en dat jy baie kan vermenigvuldig, soos die Here, die God van jou vaders jou beloof het. 'n Land wat oorloop van melk en honing. Hoor Israel, die Here onze God se enige Here, daarom moet jy die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En jy moet dit jou kinders inskerp, daaroor spreek as jy in jou huis sit, as jy op die pad is, as jy gaan lê, as jy opstaan. Ook moet dit as 'n teken bind op jou hand, dit moet as 'n voorhoofsband tussen jou oë wees. Jy moet dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte skrywe. En as die Here jou God jou inbring in die land, wat hy aan die vaders, Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het, om aan jou te gee, groot en mooi, stede wat jy nie gebou het nie, en huise vol van allerlei goed wat jy nie gevul het nie, uitgekapte reënbakke wat jy nie uitgeklap het, wingerde en olyfbome wat jy nie geplant het nie, en jy eet en versadig word, neem dan in ag, dat jy die Here jou God nie vergeet, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis, uitgelei het nie. So, die teks is spesifiek aan die Israeliete geskryf, maar hy is van toepassing op ons vandag. Want ek wil 'n paar goed neerskryf. So eerstens, ek lees hierso van God se volk. Okay? Ek lees hierso van God se mense. So nou hierso het ons die Israeliete gehad in Deuteronomium 6. Maar wie het ons vandag? Ek en jy wat hier sit, wat noem ons vandag? Ons is Christene, sommer net om die algemene term te gebruik. Ons is Christene, ons is volgelinge van Jesus. Okay? Nog 'n ding wat ek van lees, is kind en kindskinders. Julle het dit ook gelees? Nee? Wie van julle het 'n kind? Wie van julle is 'n oupa en 'n ouma? Okay? Wie van julle het invloed tot enige mate in 'n kind? Jou sussie, jou boetie het dalk 'n kind. Jy dalk invloed in huisvriende van jou se kinders. Wie van ons is op daai plek? Ek wil eintlik vir ons sê, ons almal is op daai plek, né? Nee? So ons kan hierso skryf ouma, oupa, pa, ma, etc. Okay. Almal van ons het op een of ander mate 'n invloed op 'n kind. Israel is waantoe op pad? Kanaan toe, né? Nee? Dis voordat hulle Kanaan binne gaan. Wat is die realiteit waarin ek en jy vandag veronderstel is om te lewe in die Nuwe Testament? God se koninkryk. Jy sien, as ons Kanaan net beskou as die hemel, dan doen ons niks op aarde nie. Dan sit ons stil en ons wag vir die hemel om te kom. Maar as ons Kanaan beskou as God se koninkryk, 'n plek wat ons in besit moet neem, van die dae van Johannes die Doper af, word die koninkryk van God in besit geneem, en die wat dit in besit neem, neem dit met geweld. Is ek reg? Is reg. Okay. So, om God se koninkryk in te neem, is daar iets wat ons gaan moet doen. Die Israeliete het nie net in Kanaan ingestap en dit was happy go lucky nie. Die Israeliete het in Kanaan ingestap en hulle het baie fights gefight. Okay? Dis nie altyd so maklik nie. Kanaan en koninkryk. Ek lees hierso van God se wet, sy gebooie, sy insettinge, verordeninge, né? Is ek reg? Waaraan kan ons hierdie saamvat vir ons vandag? Ek en jy het vandag die Bybel, né? Ek is reg as ek dit sê. En dan is daar nog 'n ding wat ek vir ons wil uitwys ook. En dit sluit aan by Kanaan en Egipte land. Die Here sê hierso, julle kom uit Egipte land uit en julle is op pad Kanaan toe. Nou ons het nou klaar hier gesê Kanaan verteenwoordig die koninkryk. Maar dit verteenwoordig ook vryheid onder God. Dis die land wat hy aan hulle sou gee deur 'n eed. Okay, wat hy beloof het. Dis vryheid onder God. En Egipte land het gespreek van slawerny. En Farao was 'n figuur van, ons kan maar sê Satan, maar dit verteenwoordig eintlik die bose. Die Israeliete is geweldig geonderdruk in Egipte land. En dis dieselfde ding vir my en jou vandag. As jy Efesiërs 2:1 lees, 2 vers 1, 3, 4 lees, dan sal jy sien daar's 'n vergelyking wat getref word. Julle wat ook in slawerny was, julle wat ook dood was in julle sonde en julle oortredinge, is lewend gemaak in Christus Jesus. En julle sit saam met hom in hemelse plekke. Dis hoe daai teks opbou. Dit wys daar 'n verskywing plaasgevind. Dood in sonde en oortredinge na lewe en vryheid in Jesus Christus. Daar het 'n groot verskywing plaasgevind. Daar het 'n geweldige verskywing in die Israeliete se lewe plaasgevind.
toe hulle vrygelaat is uit Egipte land uit en hulle deur die woestyn was en hulle Kanaan ingaan. Dit was iets heeltemal. En die Here, dis kom die Here so teen die rebelse geslag opgestaan het. Hoekom? Want hulle ongeloof het hulle op hulle plek gebring waar hulle liewer was vir slawerny, vir gevangenheid en om onder 'n vreemde koning te lewe as wat hulle was om in vryheid onder die ware koning te lewe. En dis waartoe die Here met hulle eintlik op pad was. As ek na daai goed kyk, wil ek sê die teks is baie relevant vandag vir my en jou. Baie relevant, want ons is geroep om God se koninkryk vandag in beslag te neem. Maar ek wil fokus op die kinders vandag. En ek sien twee aspekte wat die Here vir my uitwys, wat in die kinders ingeskerp moes geword het. Dis nogal 'n mooi woord, ek kan nie gaan kyk wat dit in Engels sê nie, maar die woord inskerp, dit klink nogal, daar's iets aan die woord, ek verstaan al, dit moet ingepenetreer word, dit moet ingekap word, ek weet nie hoe kan 'n mens dit mooier verduidelik nie, maar die woord self spreek baie. Ok, wat moes in hulle ingeskerp word? Kom ek sit 'n derde een by. In vers 4 sê dit, hoor o Israel, die Here ons God is 'n enige Here. So ek wil sê God is 'n enige Here. Kom ons maak dit nommer 1. Die eerste ding wat Moses eintlik vir die geslag sê, is maak een ding in die harte van julle kinders vas. Ons God is 'n enige Here en daar is geen ander buite hom nie. Niks en niemand nie. Julle is op pad na 'n land toe wat vervul is met afgode. Die Here waarsku julle dwars deur van Eksodus, Levitikus, Deuteronomium. Dwars deur waarsku die Here sy volk en hy sê vir hulle, julle gaan na 'n land vol afgode toe. Maak hierdie ding in julle hart vas, sê hy vir hulle voordat hulle ingaan. Maak hierdie ding in julle hart vas en maak dit in jou kinders se hart vas. Ons God is 'n enige Here. Daar's geen ander buite hom nie. Maar dan sê hy gaan verder en hy sê twee goed. Die tweede ding wat julle sal sien is hy sê jy moet die Here jou God lief hê. Jy moet die Here jou God lief hê. En die derde ding wat hy sê is leer jou kinders die wet, gebooie, insettinge en verhoudinge. OK, verordeninge. Daar's ons daai. So daar's ons daai goeters. Nou wil ek vandag vir julle sê, hier waar ons staan, is ons God nog steeds 'n enige Here. Jesus Christus is nog steeds die enigste ware koning. Daai het absoluut niks verander nie. Geensins nie. En dis die eerste ding wat ek en jy in ons eie harte moet vasmaak en ook in ons kinders se harte. Die kinders op wie jy invloed het. En moenie dink as jou kind al 50 of 60 of 70 is nie. Moenie dink noodwendig dit is net vasgemaak nie. Moenie dink jy moet ophou daarmee nie. Maar ek sal nou verder daarby kom. So ons sien hierso, ons God se enige Here. Dit is nog steeds konstant vandag. Dan sê hy met die Here lief hê. Jesus het hierdie woorde self herhaal. Nee, hy het self herhaal ons moet die Here ons God lief hê. Maar ek wil hierso 'n ander woord insit as ek mag. En ek wil hierso skryf verhouding. En ek wil saam met verhouding skryf /gees. OK? Verhouding deur God se gees. Ons in die Nuwe Testament het toegang tot God die Vader deur een gees, sê die skrif. Deur een gees. Die gees van die Seun. God se gees self het ons toegang tot hom. OK? So God se gees en dan die derde een, die wet, gebooie, insettinge, verordeninge. Dit wil ek saamvat en ek het nou geskryf Bybel. Ek sal weer skryf Bybel. Maar ek wil hierso skryf waarheid. En ek wil hierso skryf woord. Waarheid en woord. OK. So as ons na die prentjie so kyk, wil ek eintlik hierso skryf God. Daar's God. En om in verhouding. Ek kan nie weet hoe hierdie ding lekker werk nie, so hou by my prentjies. OK. So om in verhouding met hom te lewe deur sy gees en om ook sy woord te ken in waarheid.
Okay. Sy woord te ken in waarheid. Julle sien, ons is nog steeds op 'n plek waar God se koninkryk nog nie finaal gevestig is nie. Ons is nog steeds op daai plek. En ons is op 'n plek waar ons God se koninkryk moet uitbrei. Maar die Here sê, soos julle my koninkryk uitbrei en soos julle my koninkryk in beslag neem, is al een baie belangrike aspek vir my. Wat van die volgende geslag? Wat is jy besig om in jou kinders in te bou? Wat is jy besig om in die kinders in wie jy 'n invloed het se lewe in te bou? Dan kom ons lees vir julle, hoor wat sê dit in vers 7. En jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit, as jy op die pad is, as jy gaan lê en as jy opstaan. Ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand en dit moet 'n voorhoorsband tussen jou oë wees. Jy moet dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte skrywe. Dit is 'n konstante. Is ek reg as ek dit sê? Dit is 'n konstante. Die Here sê nie skerp jou kinders in Sondag by kinderkerk en as hulle in 'n diens sit nie. Is 'n deel daarvan? Asseblief bring jou kinders kerk toe. Elke Sondag as jy kan. OK. Die Here sê nie skerp jou kinders in eenmal 'n week. Die Here sê skerp jou kinders in met hierdie goeters. Onse God is 'n enige Here. Onse God wil verhouding met jou hê deur sy Gees en ons God wil sy woord aan jou openbaar in waarheid. Hy wil sy gebooie, insettinge en verordeninge aan jou openbaar en dit wie jy werklik veronderstel is om te wees. En ons is nie veronderstel om dit 1 keer 'n week te doen nie, ons is nie veronderstel om dit 2 keer 'n week te doen nie. Ons is veronderstel om dit op 'n konstante basis te doen. Kom ek gee vir julle 'n praktiese voorbeeld. Dit's 'n baie eenvoudige voorbeeld, maar dit het toevallig met my hierdie week gebeur. Klarai het so 'n Ziploc sakkie vol sleutels, nê? Ons mag nie meer sleutels in ons huis ophang nie. Dan gaan staan sy so teen die muur, dan klap sy teen hom en huil sy. Toe verstaan ons eers nie wat is dit nie. Sy honger, sy verveeld, wat moet ons met haar doen? Toe kom ons agter sy wil die sleutels hê. En dis nogal chaos as die kompleks waar jy bly elektriese hek het, want ek is so bang sy druk haar knoppies en haar gaan dit deur, haar gaan 'n hek op, haar gaan 'n hek toe, haar gaan 'n hek op, haar gaan 'n hek toe. So eers was ek bietjie, toe besef ons, ag ons haal net die remote af en ons gee dit vir haar. Nou 3/4 van die tyd soek ek my kar sleutel of ek soek nog steeds 'n huissleutel of ek soek net iets want ek weet nie meer waar dit is nie. Sy is nou op baie stadium, as sy iets rondgedra het, dan weet jy nie waar om dit te kry nie. Nou het Letitia sien ek die baie slim idee gehad van gooi al die sleutels van 'n Ziploc sakkie. Nou dra sy die Ziploc sakkie rond vol sleutels en sy kan net die sleutels in en uitpak soos wat sy wil. En sy kom loop, ek staan in die kamer en sy kom loop in die kamer in. En sonder dat ek dit dink, sê ek vir haar, my kind, aan jou is die koninkryk, die sleutels van die koninkryk gegee om dit oop te sluit. Sonder dat ek dink, sê ek dit net vir haar. Die skrif kom in my hart op en ek verklaar dit oor haar. En dit voel vir my is wat? Dit is inskerping van die woord. Ek dink as ek van inskerping van die woord praat, dink ons baie rigied. En ons dink ons moet nou gaan boeke vat. Die ou mense het ons gepraat van boeke vat, is ek reg? En as boeke vat verkeerd? Nee, boeke vat nie verkeerd nie. Dis ook 'n goeie ding. Maar ek dink ons sien dit is baie skerp. Vat 'n Bybel, gaan sit by die tafel. Boetie en sussie mag nie oe of kwee sê nie. Ons is nou besig om Bybel te leer en van die Here te leer. Maar soos wat ek dit hier lees, is dit vir my 'n ding. Dis op die gang. Dis soos ons die lewe saam met ons kinders, is ons besig om hulle in te skerp in die belangrikheid van die woord en die belangrikheid van verhouding met God. Dis nie as ons wag vir geleenthede en gebeurtenisse ensovoorts, dan sit ons die pot mis. Maar as ons op 'n plek kom waar ons in alledaagse verhouding met ons kinders deel en uitruil en stories vertel. Wie vertel vir julle kinders getuienisse as daar getuienisse in julle lewe gebeur? Vertel jy dit vir jou kinders of vertel jy dit net vir jou vrou of jou man, want hulle kan my intellektueel verstaan? Hoekom kan ek nie vir my kinders die getuienisse vertel nie? Vertel vir jou kinders die getuienisse. Vertel vir hulle hoe jy die Here ontmoet het. Vertel vir hulle die oomblik. Vertel vir hulle van die vuur wat in jou gebrand het aanvanklik. Vertel vir hulle van goed wat jy al gehoor het, stories wat jy al gehoor het. Vra jou kinders se opinie as hulle al op daai plek is oor
My liefie, wat dink jy oor die teks? Wat lees jy? Wat sien jy? Wat hoor jy? Dit hoef nie 'n rigiede, godsdienstige, moeilike ding te wees nie. Dit is veronderstel om 'n uitvloeisel van verhouding te wees. My en jou verhouding met God, en soos ons in sy woord groei, is veronderstel om outomaties in ons kinders se lewe gedeponeer te word. Dit is veronderstel om in hulle ingeskerp te word. Want as julle hier sien, dit praat van, bind dit as 'n teken op jou hand, 'n voorhoofsband tussen jou oë. Nou die Israelitiese het fisiese tekens en tosseltjies ensovoorts gedra om hulle te herinner wie se volk hulle is, en dit is wat hulle geroep is om te doen. Ons is nie noodwendig meer op daai plek nie, en asseblief nie begin tosseltjies dra nie. Hulle sal julle so vinnig as moontlik in die broederbond indruk en in die Israelitiese visie, so asseblief, bly hierso. Wat ek vir julle wil sê is wel, daar spreek vir my 'n ding van voorbeeld. God is op my voorbeeld. Wat bedoel ek daarmee? Is dit wat jy van my sien, is ek besig, die voorbeeld wat ek vir jou stel, kan jy die Here in en op my sien? Sien jou kinders die Here in jou lewe? Sien jou kinders God wat in jou wil en werk tot sy welbehae? Sien hulle dit? En jou kind, al is hy 50, oupa, ouma, jou kleinkinders het jou nodig, jou kind het jou nog steeds nodig. Want weet jy wat, jou kind kyk nog steeds na jou, en hulle soek nog steeds voorbeelde by jou. Jy sal altyd hulle ma en hulle pa bly, altyd. Jy sal altyd ouma en oupa wees. Moenie dink dis 'n ding wat ons net moet doen, totdat hulle oud genoeg is om vir hulle self te dink nie. Nee, dis glad nie die plek waar dit moet wees nie. As ek Deuteronomium 6 lees, sien ek hoe God wou gehad het, hierdie generasie moet die generasie wees wat die koninkryk begin in beslag neem. En die generasie wat opstaan word wakker en hulle is koninkryk, verhouding met my God, ons God se enige Here. Ek verklaar sy naam, ek verklaar sy woord waar ek gaan. En die generasie na dit moet dit wees, want daar's 'n kombinasie van voorbeeld, van verhouding, van 'n mamma en 'n pappa wat ook in die woord is. Al ken jy nie die Bybelteksverwysing vir teksverwysing nie, dis nie nodig nie. Maar die woord moet in ons ingeanker wees, in ons ingebrand wees, is deel van ons. Ons het hierdie ding nie gekry dat ons hom net op 'n boekrak moet sit nie. Ons het hierdie ding gekry dat ons in ons hart moet bære. As ek vir julle in een ding kan saamvat wat ek uiteindelik wil sê, is ons God is 'n enige Here. Hy wil verhouding met ons hê deur sy Gees. En ons moet dit aan ons kinders leer. En ons moet dit ook vir hulle die woord leer, die waarheid. En die twee gaan saamkom en God gaan deur sy Gees vir die kinders die woord oopbreek. En weet wat, as ons hierdie ding begin oefen, jy gaan net soveel groei. Jy gaan net soveel groei. Ek wil met julle nog iets deel. Laai saam na 1 Petrus 4 toe. Dit is toevallig nogal 'n interessante teks wat ek hierdie week gelees het. Maar die inskerping van die woord het nie net met ons harte te doen nie. Maar as ek vandag vir julle vra, wat dink julle is een van die gevaarlikste goed in die wêreld? 1 Petrus 4 wil ek gou vir ons lees. Hoor gou wat sê dit. Omdat Christus dan vir ons na die vlees gelei het, moet julle ook wapen met dieselfde gedagte, dat die wat na die vlees gelei het, opgehou het met die sonde. Om die oorige tyd in die vlees nie meer volgens die begeerlikheid van die mense te leef nie, maar volgens die wil van God. Want dit is genoeg dat ons die afgelope lewenstyd die wil van die heidene volbringe deur te wandel in ongebondenheid, begeerlikheid, dronkenskap, brasserye, drinkpartye en ongeoorloofde afgoderry. Daarom vind hulle dit vreemd as julle nie saamloop in dieselfde uitgieting van losbandigheid en hulle laster. Ek het nou vir julle gevra, wat is een van die gevaarlikste goed in die wêreld? En ons almal sal verskeie gedagtes hê, maar een van die gevaarlikste goed in die wêreld is jou eie gedagtes. Dit wat tussen jou eie twee ore aangaan, wil ek sê is een van die grootste bedreigings in jou lewe en is een van die grootste bedreigings in jou kinders se lewe. Saam met hierdie teks in 1 Petrus 4, ek lees dit sommer vir julle, hoef jy daartoe te blaai nie. Hoor gou wat sê 1 Petrus 1:13. Daarom omgord die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word. In Engels sê dit prepare your mind for action. Okay? So ek wil eintlik sê,
Ek weet nie of van julle dit al so gesien het nie, maar hierdie is jou denke. Daar is jou denke. OK? Daar is jou denke. En wat ek in 1 Petrus 4 sien is, ek kan, hoe gaan ek nou hierdie doen? Ek gaan vir die man meer lyf moet gee. Hoop maar dit werk. So wat ek nou in 1 Petrus sien is, dit sê omgord die lendene van julle verstand. Daai is 'n swaard, hoor, vir die van julle wat dit nou nie kan sien nie. Daar's die mooi steel en daar's ons die punt. Hierdie is 'n swaard. OK? Wapen julle gedagtes en omgord die lendene van julle verstand. OK. Jou gedagtes is 'n wapen. Hoekom dink julle is ons gedagtes so vernietigend vir onsself as dit onvernuwend is en dis ongesond? Ek het dit die week gesien, eerste keer. Ons gedagtes is 'n wapen. Ons gedagtes is 'n soldaat wat 'n wapen kan dra. En as ons ongesonde, onvernuwende, slegte gedagtes het, vir wie van julle as julle slegte gedagtes het, vernietig het julle? Hoekom? Want weet julle wat jou gedagtes is teen jou gewapen? Wat dink julle gaan wees as ons gedagtes onvernuwend is en ek het gedagtes oor Lelani, ek het gedagtes oor hom Egbert, ek dink in sekere rigtings, maar ek is nie bereid om my gedagtes in gehoorsaamheid aan Christus te bring nie. Ek is nie bereid om my gedagtes te vernuwe nie, want dis jou verantwoordelikheid. Die Bybel sê om vernuwe jy jou gedagtes, omgord jy die lendene van jou verstand. Dis jou verantwoordelikheid. As ons nie ons verantwoordelikheid opneem nie, sit ons op 'n plek waar ons gedagtes het wat gewapen is teen myself, gewapen is teen die mense om my. En op die einde van die dag is dit gewapen teen ons kinders. En dit raak 'n uitvloeisel wat baie skade na vore bring. Vind julle aanklank by dit? Sien julle dit raak? OK. Vers 2 is vir my baie interessant. Dit sê om die oorige tyd in die vlees nie meer volgens die begeerlikhede van die mense te leef nie, maar volgens die wil van God. En dit sluit aan by Deuteronomium 6. Jy sien, daar moet 'n inskerping plaasvind by ons, dat ons nou in verhouding met God moet lewe. En soos wat ek in verhouding met God lewe, is ek in elk geval op 'n plek wat ek die ander goed agterlaat. Soos wat die Israeliete deur Kanaan sou trek, met gedagtes wat ingeskerp het op ons God is 'n enige Here. Ek is geroep om hom in gees te ken, en ek is geroep om sy wette, sy gebooie, sy verordeninge te ken. Soos wat ons God se koninkryk ingaan, met hierdie gedagtes, vas in ons hart, weet julle wat laat ons werklik agter? Dan kom die skrif tot vervulling wat sê, die Here het jou uitgevat uit die koninkryk van die duisternis, en het jou ingebring in 'n koninkryk van lig en van die liefde van sy seun. Want ons is besig om al hoe dieper in hierdie ding in te trek. En enigiets wat in God se koninkryk nie hoort nie, wat doen ons met dit? Ons verdryf dit. Wat doen ons ook met dit wat agter ons lê? Ons los dit daar. Jy gaan nie meer terug na dit toe nie. Want die tyd wat oorig is vir jou hier op aarde, is jou gedagtes en jou hart gefestig op God. En vir die geslag na jou, as jy die voorbeeld vir hulle is, en hierdie goed is in hulle ingeprent, en moet nooit op om die voorbeeld te wees, jy moet nooit dink jy te raai nie, moet nooit dink, dis nie nodig nie. Wees konstant bewus, op elke basis, op elke vlak, waar kan jy nog steeds kinders en kindskinders inskerp rondom hierdie goed? Waar kan ons dit doen? Ek het 'n vriend wat, net nog 'n voorbeeld vir my van dit. In vandag se wêreld is daar baie groot verwarring rondom wie se seentjie en wie se dogtertjie, as ek reg as ek dit sê. Nee, in Suid-Afrika seker dalk nog nie so erg nie, maar veral oor see, maar ek dink dit begin spoel al hoe meer hier in. Ons in die platteland sien nie altyd wat in die stede aangaan nie. En jy weet, ek het 'n vriend wat 'n seentjie het, en eendag kom hardloop sy seentjie na hom toe, en hy het 'n baksteen opgetel. En hy is so opgewonde om sy pa te wys van die baksteen. En hy steek die baksteen uit na sy pa toe, en sy pa wil eers wees soos, okay, die baksteen opgetel. En onmiddellik kom dit in sy hart op wat? Bevestig jou seun in seunskap. Hy is besig om iets te bewys wat
manlik, natuurlik binne in hom na vore kom. Hy wil sy pappa kom wys, hy's sterk genoeg om die baksteen op te tel. En hy bevestig sy seun rondom, my groot sterk seun. Kyk hoe sterk is jy, kyk hoe tel jy daai baksteen op, kyk hoe kry jy dit reg, kyk hoe kry jy dit reg. En dit is wat? Indirek is dit 'n inskerping. Indirek is dit 'n inskerping van 'n gesonde, Bybelse gefundeerde lering. Jy is 'n seun, punt klaar, daar's niks anders rondom dit nie. Daar's niks anders rondom dit nie. Ek het 'n 1,5-jarige meisie en sy wil al die babietjie oppas. Julle sal my nie glo nie, maar sy wil vir sussie bottel gee. Sy weet nie eers homself noodwendig altyd uit die bottel uit te drink nie, maar sy wil vir sussie bottel gee. Sy hou vir sussie die bottel. Sussie het nog eers kant gehad om haar mond op te maak en pluk sy hom al weg. Maar waarvan wys dit? Dit wys vir my van iets. Ek sien 'n moederlike instink in haar. Kan ek al oor haar verklaar dat sy 'n goeie ma gaan wees? Mag ek dit doen? Kan ek al oor haar verklaar dat sy met God se hulp sal weet om verhouding met haar kinders eendag te hê en hulle groot te maak en hulle weer 'n geslag groot te maak wat die Here ken? Ons moet dit doen. Hê die vrymoedigheid. Ons moet geleenthede raak sien. Ons moet geleenthede raak sien. Vra die Here om vir jou die geleenthede uit te wys en maak jou hart oop en maak jou hart ontvanklik. En wees bereid om jou naam op 'n plank te slaan as dit nodig is. Wees bereid. Wees bereid, dis die moeite werd. Op die einde van die dag gaan dit die moeite werd wees. Jy sien, ek het eendag 'n ouer sê, waar hy eindig, sy plafon moet sy kinders se fondament wees. En dit het my baie laat dink, is dit nie hoe dit moet wees nie. Die generasie na ons, moet hulle nie nog meer in beslag kan neem nie, moet hulle nie groter word nie, moet hulle nie nog verder opgroei as wat ek en jy ooit sal kan gaan nie. Skerp hierdie goeters in hulle in. Julle sien, ons dink baie keer aan 'n bediening, as jy hier voor kan staan en preek, is jy uiteindelik op 'n plek waar jy kan bedien. As jy uitreik het iewers heen, dan sien ons dit as, ja, ek is uiteindelik op 'n plek waar ek ook mense kan bedien. Ons sien dit so as bediening, as hierdie, dis geleenthede en dis platforms en so voorts. Julle, ons belangrikste bediening lê nog altyd en altyd, en as ek die woord lees, bevestig dit vir my oor en oor. Jou grootste en belangrikste bediening lê by die huis. Grootste en belangrikste bediening lê by die huis. Jou belangrikste is jou verhouding met God, jou bediening by die huis, en dan as die Here jou wil gebruik na buitekant toe. By all means, gaan vir dit, gaan vir goud. Wees gehoorsaam en gryp dit aan. Maar ek wil julle los vandag met dit. Onse God is 'n enige Here en dit is my so mooi aangesluit by wat jy gedeel het met die worship. Jesus het gesê ek is, voor Abraham was, ek is. Jesus is die skepper van hemel en aarde. Hy is die skepper van lewe. Hy is die een wat ons almal na vore bring. Maar in sy woord gee hy vir ons riglyne. En hy sê 3 riglyne wat ons nie in ons lewe moet vergeet nie. Ek is 'n enige Here, en dit beteken ek is die enigste een, die enigste God, die enigste ware God, die enigste een waardig van aanbidding, die enigste een wat lewe kan gee. Ek is die enigste en die laaste. Dis dit. Daar's niks en niemand buite my nie. Geen nie om oor ander gelowe nie, geen nie om oor filosofie nie. Dis ek. Ek is 'n enige Here. En dan, asseblief, ons moet fokus op die geestelike aspek van verhouding met God. Ons moet geestelik aktief wees. Ons moet genadegawe, ons moet geestelike gawes, wil najaag. Ons moet 'n begeerte hê om te profeteer binne in ons huis. Wanneer laas het jy oor jou vrou of oor jou man geprofeteer? Nee, ek kan nie, ek ken hom te goed. Wie van julle het al dit gesê? Ek kan nie, ek ken hom te goed. Ek wil eers vir hom bid, ek weet wat al sy foute. OK? Wanneer laas het julle vir mekaar 'n profetiese woord gegee? Wie van julle het al 'n profetiese woord oor jou kinders uitgebid?